twee woorde wat ek glo jy baie maklik gaan mee identifiseer is die woorde ontnugtering en teleurgesteld. Dit is dan maar net so dat elke dag in ons lewe is daar iemand of iets of omstandighede wat ons ontnugter of ons teleurstel. Dis deel van die lewe. Dink aan Jesus as jy dink aan sy kruiswoorde. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom sê hy daai woorde? Want hulle het hom ontnugter. Hulle het hom teleurgestel. Dis hulle wat hom kruisig, maar hy kies om hulle te vergewe. Dink aan sy woorde, my God, waarom het U my verlaat? Dis 'n ontnugtering met God. Hy's teleurgesteld in God, sy Vader. Dit voel vir hom. Hy ervaar die emosie van God het hom verlaat. Natuurlik is dit nie waar nie. God is altyd met ons en altyd by ons, ook met Jesus. Maar in sy pyn en in sy lyding is dit wat hy beleef. Hy beleef ontnugtering en hy beleef teleurstelling. Dink aan Naomi. Naomi wat haar man verloor, wat haar 2 seuns verloor en sy gaan terug na haar bekende toe en toe die mense sê, maar is dit nie Naomi nie? Toe sê sy nee, noem my Mara. Want ek is bitter. Ek is bitter. Die Here het die lewe vir my bitter moeilik gemaak. Haar woorde, die Almagtige, het die lewe vir my bitter moeilik gemaak. Hy het my in die steek gelaat. Sy's ontnugter met God. Dink aan Josef, sy ontnugtering met sy broers. Hy's bly om hulle te sien. Hy hardloop na hulle toe. Hy kan nie wag om hulle te omhels nie. Hulle maak planne om hom dood te maak. Wat 'n ontnugtering. Gelukkig hou een broer kop, maar waar eindig hy? In 'n diep put, in 'n droë put word hy gegooi. En van daar af word hy verkoop en daar gaan hy na 'n ander land toe. Wat 'n ontnugtering. Hoe eindig hierdie verhale? Naomi se verhaal eindig, daar kom 'n rit in haar verhaal in. Daar kom 'n rustigheid en 'n vrede in haar verhaal in. Sy draai terug na God toe, hierdie God met wie sy ontnugter was. En jy kan maar gaan lees in rit 4. Hoe gelukkig haar lewe en hoe tevrede haar lewe gedraai het. En dieselfde met Josef, hy vergewe sy broers. So ek en jy moet leer in ons ontnugterings en in ons teleurstellings. Ons moet pas op om te reaktief te wees. Draai na God toe, gaan sit rustig by die Here, maak tyd met die Here in tye van ontnugtering en teleurstelling, sodat ons dit reg hanteer. Sodat ons verhouding met God kan herstel en sodat ons mense kan vergewe wat dalk weer kan lei tot versoening met mense. So weer ontnugtering en teleurstelling deel van die lewe. Dit is belangrik om dit reg te hanteer.